In ons vorige lesie het ons geleer hoe om reghoekige driehoeke op te los. Nou in vandag se les gaan ons bietjie kyk na hoogtehoeke en dieptehoeke. Ons gebruik hoogtehoeke en dieptehoeke as ons na praktiese toepassings gaan kyk om probleme op te los. Kom ons kyk net gou na hoogtehoeke en dieptehoeke. Hoogtehoeke en dieptehoeke word albei gemeet vanaf die horisontaal. Ons sal dit nou bietjie meer in detail kyk, maar net vir 'n begin. Hoogtehoeke en dieptehoeke word albei gemeet vanaf die horisontaal. So hierdie is my horisontale streep. As ons kyk na 'n hoogtehoek, word 'n hoogtehoek gemeet vanaf die horisontaal. Hierdie is my horisontaal. En my hoogtehoek is die hoek wat gemeet word vanaf die horisontaal boontoe. Hierdie vorm met ander woorde my hoogtehoek. Hoogtehoek en 'n dieptehoek word gemeet vanaf die horisontaal. So as dit jou hoogtehoek is, kan jy dink hoe gaan jou dieptehoekie lyk? Met ander woorde, my dieptehoek is reg, word gemeet vanaf die horisontaal en dit is dan die hoek wat afwaarts is. Met ander woorde, hierdie hoekie wat gevorm word is my dieptehoek. So kom ons kyk nou net na 'n hoogtehoek en 'n dieptehoek, elkeen op sy eie. So as ons praat van 'n hoogtehoek, dan bedoel ons die hoek vanaf die horisontaal boontoe. Dit beteken, as ek nou hier in die stad is en ek loop op my pad en ek sien 'n gebou en ek kyk nou van hierdie gebou af op boontoe. Hier is my gebou nou en ek kyk met ander woorde met ander woorde hier van onder af boontoe. Kyk na die toppunt van die gebou toe. Dan beteken dit hierdie hoek wat hy vorm met my horisontaal, praat ons van as ons hoogtehoek. En dan uiteraard vorm ons gebou mos nou 'n 90° hoek met my horisontaal. So jy kan sien ek het weer my reghoekige driehoekie waaruit ek probleme kan oplos. Dit is dan met ander woorde ons hoogtehoek. As ons gaan kyk na ons dieptehoek, onthou ons het gesê alles word van die horisontaal af bekyk. So ons kan sê ons dieptehoek is vanaf die horisontaal ondertoe. So as ons gaan kyk na 'n dieptehoek en ek het nou hier 'n kraans waarop ek staan. En hier onder op die see is daar nou 'n bootjie. Dan beteken dit nou die hoek wat gevorm word as ek afkyk na die bootjie toe. Dit beteken met ander woorde, hierdie hoek wat gevorm word as ek afkyk na die bootjie toe, dit is my dieptehoek. Dis altyd die hoek wat gevorm word met die horisontaal. Nou kan ek ook weet, as ek gaan kyk na hierdie driehoek, gaan hierdie sy ook weer 'n 90° hoek vorm
want die horisontale kyk en die vertikale af na die bootjie toe, gaan 'n 90 grade hoek vorm. Goed, so as ons nou weer kyk na hierdie prentjie en dit nou mooi oordink, dan kan die derde gevolgtrekkingkie wees wat ons kan maak, dat ons hoogtehoek gaan gelyk wees aan ons dieptehoek. Hoekom kan ons sê dat ons hoogtehoek gelyk gaan wees aan ons dieptehoek? Kom ons teken weer vir ons 'n gebou waarop ons staan. As ons gaan kyk na 'n gebou waarop ons staan, dan vorm hierdie hoek mos 'n 90 grade hoek met my horisontaal. As ek nou bo op hierdie gebou staan en ek kyk af, dan beteken dit die dieptehoek is ook die hoek wat met die horisontaal gevorm word mos. Met ander woorde, as ek my horisontaal het, dan beteken dit die dieptehoek is die hoek wat hier gevorm word. As ek nou onder staan en ek kyk op, dan kan julle sien is die hoek wat ek nou met die horisontaal, onthou hierdie is nou my horisontaal, so as ek nou 'n hoek vorm met die horisontaal, dan is hierdie my hoogtehoek as ek opkyk. So, hoekom kan ons sê is ons hoogtehoek gelyk aan ons dieptehoek? Want as jy mooi kyk, my horisontale is parallel. Met ander woorde, ek het verwisselende hoeke. Wanneer twee ewewydige lyne getrek word, gaan my verwisselende hoeke gelyk wees. Daarom kan ek sê, my dieptehoek is gelyk aan my hoogtehoek, of my hoogtehoek is gelyk aan my dieptehoek, en my rede is, hulle is verwisselende hoeke, en my horisontale is ewewydig aan mekaar. Goed, so kom ons kyk nou na voorbeelde wanneer ons dit gaan toepas. Hoe gaan ons hierdie prakties toepas? Om hierdie probleme op te los, gaan ons presies te werk gaan soos met ons oplos van reghoekige driehoeke. Nou kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Goed, so, wat is vir ons gegee? AC stel 'n gebou voor. B en D lê op dieselfde horisontale vlak as C. Die hoogtehoek vanaf D na A is 54 grade en die dieptehoek vanaf A na B is 34 grade. Die afstand vanaf D na C word vir my gegee is 10 meter. Nou sê hulle bereken die hoogte van bereken die volgende, die hoogte van die gebou. So as ons gaan kyk na 1.1, vra hulle nou vir ons met ander woorde die hoogte van die gebou. Goed, so die meeste inligting wat ek het is in hierdie eerste driehoek A, C, D, né?
Ek het 'n hoek en ek het 'n sy. Goed, so as ek na hierdie driehoekie gaan kyk, dan kan ek sien die sy wat ek moet uitwerk is die teenoorstaande sy van die hoek. Die sytjie wat ek het is my aangrensende sy, want dis die sy waarop my voete staan. Met ander woorde, watter verhouding gebruik teenoorstaand en aangrensend? So, dink bietjie, watter verhouding gebruik teenoorstaand oor aangrensend? Dis reg, dis die tan. Met ander woorde, die tan van die 54 grade is my teenoorstaande sy AC op my aangrensende sytjie CD. So ek kan skryf die tan van 54 grade moet gelyk wees aan AC op my CD wat 10 cm is, 10 meter is. Goed, ek wil AC uitwerk, met ander woorde, ek moet gaan vermenigvuldig met 10 aan die regterkant, wat ek regs doen, moet ek links doen. So ek kan sê 10 tan 54 grade is met ander woorde gelyk aan AC. Want onthou nou, my 10 kanselleer nou aan hierdie kant uit. Met ander woorde, ek gaan dit op my sakrekenaar insleutel, net soos wat hy daar staan. So AC is gelyk aan 10 tan 54, sluit my hakie, en ek kry, dit is 13,76 meter. En omdat dit nou 'n antwoord is wat ek klaar moet uitwerk, rond ek hom nou af tot 2 desimale, tensy daar anders vermeld word vir my. Goed, nou vra hulle vir by 1.2 vir ons moet die lengte van BD uitwerk. So my lengte van BD is nou my vraagteken. So, julle kan sien, as ons die lengte van BD moet uitwerk, gaan dit my help om die hele lengte van BC uit te werk. En dan kan ek die 10 meter aftrek wat DC se lengte is om by BD uit te kom. Goed, nou kom ons kyk in watter driehoek gaan ons nou werk. Ons gaan nou werk in driehoek ACB. Dis reg, in my groot driehoek. So wat is die eerste dingetjie wat ek nou kan sê? Ek kan sê, hierdie hoeke is vir wisselende hoeke, met ander woorde, hierdie hoogtehoek van my moet 34 grade wees. Goed, dan het ek nou AC uitgewerk. Ek het AC, ek het geen ander inligting nie, maar ek het nou AC, nee? So AC is my teenoorstaande sy van my 34 grade. Ek het die aangrensende sy is die een wat ek soek, nee? Hierdie hele aangrensende sy is my pers enetjie, dit is die een waarop ek staan, want ek wil BC se lengte uitwerk. Met ander woorde, my aangrensende sy is die sy wat ek het. Goed, so, ons kan gaan sê, hoek B is 34 grade, en my rede is, dit is verwisselende hoeke. My horisontale lyne is ewewydig. Goed, nou werk ek weer met die tan.
want my sye wat ek het, is weer teenoorstaand en aangrensend. So ek kan sê die tan van 34 grade is my teenoorstaande sy wat AC is op my aangrensende sy wat nou die volle CB is. Ek wil CB nou hê, want onthou CB is nou my onbekende enetjie. Ek het AC uitgewerk, my CB is my onbekende ene. So die lang proses wat ons nou gaan doen, en ons het dit in laas keer se lesie ook al uitgewerk, is ons wil CB hê. So wat ons eers gaan doen, is ons gaan maal met CB aan die regterkant, maar dan moet ons met CB maal ook aan die linkerkant. Dan kry ons mos nou CB tan 34 grade is gelyk aan AC. Om CB alleen te kry, gaan ek nou weer deel deur die tan van 34 grade. Met ander woorde, wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, so ons kry CB is gelyk aan AC op die tan van 34 grade. En as julle nou mooi kyk, kan julle sien ons het dit in ons vorige lesie gedoen. As ek het die tan van 34 grade is gelyk aan AC op CB. En ek sien die een wat my onbekendetjie is in die noemer, dan kan ek hierdie twee net omruil. So ek kan sê CB is gelyk aan AC op die tan van 34 grade. Dis sommer die kortpad. Goed, so AC het ons uitgewerk is 13,76 meter op die tan van 34 grade. Met ander woorde, ons kry CB se lengte is 13,76 op die tan van 34 grade. En ons antwoord is met ander woorde 20,40 meter. Nou kan ons sê, ons het CB se lengte, maar ons vraag was mos nou om DB uit te werk. So ek kan sê, DB gaan gelyk wees aan CB minus CD. En dit gee vir my 20,40 minus my 10 meter, en dit gee vir my 10,40 meter. So ons volgende voorbeeldjie sê vir ons, vanaf die top van 'n loodregte kraans AB, met ander woorde ek is hier op die top van die kraans, en die kraans, daai punt is 60 meter bo seevlak, met ander woorde AB se lengte is 60 meter. Onthou hierdie hoek wat hy nou vorm met my horison is 'n 90 grade hoek. Nou vanaf hierdie punt is die dieptehoeke na twee bote in C en D, wat in dieselfde horisontale vlak as B is, 20 grade en 25 grade onderskeidelik. Met ander woorde, hierdie hoekie A1 is 20 grade en hierdie hoekie A2 is 25 grade. Nou vra hulle vir my bereken die afstand tussen die twee bote. Met ander woorde, wat ek moet uitwerk is die afstand tussen C en D. So, ek werk weer in my 90 grade driehoeke
en ons gaan nou kyk hoe om hulle opgelos te kry. So in die eerste plek gaan ek kan sê hierdie hoek C1 kan ek sien is my verwisselende hoekie van my A, hierdie EACB kan ek sien is my verwisselende hoek. So ek kan sê hoek C1 is 25 grade. Hoek C1 is met ander woorde gelyk aan hoek A1 plus 2 en dit is my 25 grade en my rede is verwisselende hoeke en AE is ewewydig aan BD. So in driehoek ABC het ek nou wat? Ek het my teenoorstaande sy, ek soek my aangrensende sy. So julle kan sien, gewoonlik lyk dit my, is dit met die tan-verhouding, van teenoorstaand en aangrensend is dit wat ons het. Goed, so in driehoek ABC gaan ons werk met die tan van hoek C1 moet gelyk wees aan AB op BC. AB het ek, BC is die een wat ek wil uitwerk, so ek het die tan van 25 grade is gelyk aan AB wat my 60 is op my BC. BC kan ek dan met ander woorde sê, onthou wat het ons gesê as ons die kortpad vat, ons kan hierdie twee omruil, wanneer my onbekende in my noemer is. BC kan ek dan sê is 60 op die tan van 25 grade. So ons kan BC uitwerk deur dit net so op ons stakrekenaar in te tik. 60 op die tan van 25. Onthou die hoek is vir ons bekend, so ons kry 128,67 meter. Goed, nou moet ons nog BD se lengte uitwerk. Nou BD gaan ons weer kyk. BD is weer ons aangrensende sy en hoek A1, onthou nou hoek A1 is ons verwisselende hoekie van D, so ons kan sê hierdie hoek D is 20 grade. So ons kan sê hoek D is gelyk aan hoek A1 is gelyk aan 20 grade en my rede is verwisselende hoeke AE is mos nou ewewydig aan BD. So in my groot driehoek gaan ek nou sê in driehoek ABD as ek in hierdie driehoek gaan werk in driehoek ABD, dan kan ek nou weer sê dit is my teenoorstaande sy en ek soek my aangrensende sy. So dit is weer die tan van hoek D is gelyk aan my teenoorstaande sy AB op my aangrensende sy wat BD is. Met ander woorde, ek kry die tan van 20 grade is my AB wat vir my bekend is, 60 op my BD wat my onbekende een is. Goed, so ek gaan weer hierdie twee omruil, want my noemer is die onbekende ene. So ek kry BD is 60 op die tan van 20 grade. En as ek dit net so op my sakrekenaar intik, ek het 60 op die tan van
20, dan kan ek kry my antwoord is 164,85 meter. Want ek rond nou af tot die tweede desimaal. Goed, ek wil nou met ander woorde CD se lengte uitwerk, of DC se lengte, dit is die afstand tussen die twee bote. Met ander woorde, dit gaan gelyk wees aan BD minus BC. Dit is 164,85 meter minus 128,67 meter. En dit gee vir my 36,18 meter. Ek wil net sommer hierdie selfde voorbeeldjie gou, ek teken nou net die sketsie gou weer oor. Dieselfde voorbeeldjie sê mos vir ons, hoek A1 is 20 grade en hoek A2 is, ook A1 en 2 is 25 grade. Ons het dieselfde kraans waarop ons nou staan, met 'n loodregte hoogte van 60 meter, en hulle vra nou vir ons byvoorbeeld, die vraagie is nou, en ons, ons dieptehoeke is onderskeidelik ook nou weer 20 grade en 25 grade, maar hulle vra byvoorbeeld vir ons nou in hierdie voorbeeld, die afstand van C af na A toe, of van A na C toe, of hulle vra vir ons nou byvoorbeeld die afstand van A na D toe. Onthou, ons selfe beginsel geld, dat hierdie hoek C1 is die verwisselende hoekie, so hy is nou 25 grade van hoek A1 en 2, en die hoek D is ons 20 grade hoekie, wat die verwisselende hoekie is van hoek A1. So as hulle nou vir ons in nommer 1 die afstand vanaf A na C vra, dan beteken dit hulle vra vir ons om AC uit te werk. Nou, as ek gaan kyk na hierdie voorbeeld, dan gaan ek nou kyk, wat het ek en wat word vir my gevra. So, ek het die teenoorstaande sy, dit het ek, en wat vir my gevra word is die skynsy. Dan moet ek nou net mooi dink, watter verhouding gebruik ek nou, wat met die teenoorstaande sy en die skynsy werk. Dis reg, dis die sin. Die sin van 25 grade gaan met ander woorde vir my gee, my teenoorstaande sy AB op my skynsytjie wat AC is. Goed, AB weet ons is 60, so ons het die sin van 25 grade is 60 op AC. As ons kortpad vat, my AC wat in die noemer is my onbekende, so ek ruil hulle twee om. Met ander woorde, AC is gelyk aan 60 op die sin van 25 grade. So AC is my skynsytjie, en ek werk dit uit deur presies dit op die sakrekenaar in te tik, net soos wat hy daar staan. Sin 25, 60 op die sin van 25, en ek kry AC is 141,97 meter. Met ander woorde, die afstand tussen bootjie C en die toppunt van die kraans is 141,97 meter. As hulle nou vir ons vra die afstand tussen A en D, dan kan julle nou weer sien, wat is weer ons onbekende, is weer ons skynsy. Nee, maar nou werk ons weer in die groot driehoek.
in die groot driehoek ABD. Want in daai groot driehoek sien ek mos nou hoek D is 20 grade. So as ons na hom kyk, dan sien ons dit is ook sy teenoorstaande sy en sy skynsy. Die verhouding wat ons gebruik vir teenoorstaand op skyns is die sin. Sin van 20 grade is my teenoorstaande sy wat AB is, op my skynsy wat AD is. So ek het die sin van 20 grade is gelyk aan 60 op AD. Ek wil AD uitwerk, so ek gaan hierdie twee weer omruil. Met ander woorde, AD is gelyk aan 60 op die sin van 20 grade. Onthou, dit is omdat my onbekende een in hierdie geval elke keer in my noemer is. So AD kry ek is 60 op die sin van 20 en dit gee vir my 'n antwoord van 175,43 meter. Goed, so dit was dan nou die toepassing van hoogtehoeke en dieptehoeke. Jy kan hierdie lesie nou lekker inoefen deur die volgende huiswerksommetjies te voltooi. Ek hoop jy die lesie geniet en dat jy jou huiswerksommetjies ook geniet. Onthou, practice makes perfect en harde werk beloon 'n mens altyd met goeie vrugte.